Vrienden, ek wil met julle oor 'n paar kyk ek goed praat. Ek het 1 minuut om dit te doen en ons 20 gedaal om te praat. Gielie het op terug, hy moet vir my wys 5 oor 12. Dis dan. Oh, goed, dankie man. Ek het vir my sê, jy moet sy van rest my tekens wys af. Die hofsaak, die hofsaak teen kerk. 21 Augustus kom dit voor. Dit is 'n aansoek, so dit is nie 'n hofgeding nie, in die sin dat dit eis is, of wat is 'n gewone aansoek vir 'n tersydestelling van die 2016 besluit. Die hofstukke wat gebeur is hoofsaak is, die aansoekers moet hulle betooghoofde opstel, jy het eers eetsverklarings, en as eetsverklarings ingedien is, dan is word daar betooghoofde ingedien, so die betooghoofde sê, wat gaan ons argument doen? Die regspan kom het oor en sê in die betooghoofde, ons gaan hierdie argumentlyne volg. Dit konstitueer dan die saak. Jy kan nie die saak self nou weer met ander argumente kom nie. Dit is die argumente. Dan kry die persone teen wie die aansoek gebring die geleentheid om hulle betooghoofde op te stel. Hulle reageer met ander woorde op daai betooghoofde en sê wat is ons teenkant saak. Nou beide die stelle betooghoofde is gelewer. Ons, die kerkse advokaat is advokaatskap Burger in Kaapstad en ons het in hierdie week die betooghoofde ontvang soos wat hy dit geformuleer het en ons verhandel dit nou af. In die volgende dae alles lei daarop dat die betoog wat hy gelewer het geweldig aanvaarbaar is binne die kerk. Dit het nog wel op pad gevat om tot daar te kom. Ons het nog altyd gehoop dat ons op arbitrasie kan gaan. Dan gaan jy 'n ander geregtelike proses in. En dit is buite 'n openbare hof. Die aansoekers het verkies. Dis hulle keuse. Hulle het verkies dat hulle nie op arbitrasie wil gaan. Dat hulle die saak in 'n openbare hof wil beslis. Ek het die oggend op die toer het ek die oggend vroeg deur ons advokate se betoog gekyk. Vir my dis regsargumente, dis nie die kerkregtelike argumente wat jy normaalweg kry wat kerkregtelik is voer nie. Kerkreg is 'n quasi-reg. Hierdie is regsargumente waaroor ek moeilik kan oordeel en wat jy jou advies moet vertrou op 'n manier. Dit lyk baie goed en ons hoop dat ons saak goed gehanteer sal word by die vergadering. Dis buite ons hande. Dis nou in regspanne se hande en op die 21 Augustus sal die saak gehanteer word en ons sal sekere tyd wag die uitspraak. So dit is waar ons is met die hofsaak. Vriende, laat ons daarmee saampraat met die hele gesprek oor seksualiteit, oor menslike seksualiteit. Dit is 'n uiters kontroversiële gesprek, soos wat ons in hierdie lokaal maar net te goed weet. Is daar 'n geweldige konflik rondom die hele aangeleentheid. En daar is 'n spektrum van standpunte. Hierdie synode, en laat ek dadelik sê, die synode is nie ek self en Sjaal en Frederik en die ook al. Die synode is gemeentes. Die goed op ons tafel kom van gemeentes. Daar's gemeentes wat sê, wel die gesprek is so ver gevoer, ons moet dit afhandel. Ek dink ook ons moet dit afhandel. Ek dink dis ontwrigtend vir die kerk, en ek dink die kerk moet na 'n punt te beweeg, waar ons dit netjies kan afhandel. Die kwessie is nie netjies afgehandel. En as jy dink dis netjies afgehandel, ek respekteer dit, maar die plekke waar ons onsself bevind, kry ons geweldige terugvoer dat dit nie netjies afgehandel is. Ons het as synode nog nooit die oorstandpunt ingeleef. Ek dink ons het 'n geleentheid om die groter kerk te help, om die saak tot rus te bring en af te haal. Nou ons vra nou van gemeentes. Ons Estras het 'n ding ontwerp, 'n gespreksbord wat so lyk. En ons vra gemeentes, gaan voer asseblief die gesprek
met die hulp van hierdie ding, want hierdie dokument, hierdie gespreksbord, en daar is 'n klompie reëls by, wat hoe jy dit gebruik, is 'n neutrale gesprek. Daar is geen beïnvloeding na 'n bepaalde standpunt nie. Al wat dit doen is dit vir die kompleksiteit van die hele kwessie op die tafel. Ek het sopas Sondag aand in die gemeenteraad leraar is, dit met 38 lidmate aan 5 tafels deurgepraat, geen konflik nie, geen spanning nie, geen debat selfs, gedeelde inligting, gedeelde perspektiewe, geen leiding van enige een van my en my kollegas se kant af om te sê hoe dit behoort te wees, dit kan ons nie deelgeneem aan die gesprek. En elke lidmaat wat was, gesê dit het ons oneindig baie gehelp om te verstaan hoekom hierdie groot gesprek aan die gang is. Die geleentheid wat die gemeente daarna het, is om aan die deelnemers van die gesprek 'n geleentheid te gee om hulle mening oor die saak te lig. Hier is 'n bladsy waar daar 24 menings is, dit in 6 kategorieë, en op elke kategorie het jy 4 opsies. Maar jy kan uitoefen, jy kan op 'n ander opsie uitoefen. Jy kan jou kommentaar opstel, as hierdie 4 opsies jou nie geval word. So jy kan merkies maak, en 6 merkies maak. Sê daai of daai of daai of daai is my posisie, wat ek self inneem. Dis nie 'n kwantitatiewe stuk navorsing. Die poging is van die synode, van die moderaming, en ek voer regtig ons moderaming is 'n ringsgewys saamgestel met 25 ringsleiers en 25 ouderlinge. Dis die moderamingsopdrag wat ons uitvoer, en ek is baie bly die moderaming het die besluit geneem om 'n proses te volg in aanloop tot volgende jaar se synode, om ook te bepaal, om 'n inklusiewe bepaling te hê, om te hoor hoe lidmate hieroor dink. En ons versoek julle om die gesprek te voer en vir ons terugvoering te kry. Ons het, ek in die gemeente waar is, het ek gesê, eers laat al 38 so 'n ding oor, wil dit nie eens bespreek met mekaar, sodat ons 'n prentjie kan kry in die gemeente van hoe ons dit maak te dink. En ons stuur dit vir die synode, vir die ouens by Eastlas, en hulle gaan dit vir julle doen. Grondhervorming. Nou, die EG-Kerk se standpunt oor grondhervorming is dat artikel 25 van die kerkwet van die grondwet absoluut voldoende is vir die regering om grondhervorming toe te pas in hierdie land. Ons standpunt is ook, en ons is mense wat moreel moet optree, dat daar baie goeie rede is vir grondhervorming in hierdie land. Daar's duisende stukke wetgewing gewees. Ek weet ek hulle name hier is hulle so vra. Wat swart mense verhoed het om grond te besit in Suid-Afrika? Ja, kan nie. Ons kan nie sê die speelveld is gelyk, dit is nie gelyk. Dit is net oneties om te sê die speelveld is gelyk. Maar ons is baie sterk gekant, en ons het as kerk, ons baie sê met die standpunt geverifieer, as kerk is ons sterk gekant, teen onteiening sonder vergoeding. Ons praat ten nouste saam met Agri-SA veral. Agri-SA as 'n president, Dan Kriek sit in ons taakspan vir grondhervorming, en ons is 'n noue interaksie en verhouding met die georganiseerde landbou in die aanbod wat ons maak. Hier's 'n morele ding op die spel. En een van die belangrikste etiese goed wat ons doen, is om vir die regering te sê, julle het sedert 1996 elke moontlike geleentheid opgemors om op 'n sinvolle wyse grondhervorming in hierdie land te laat gebeur. Ek kan vir julle sê, ons het gesprekke gehad met 'n verskeidenheid van rolspelers in die hele debat. 2 weke terug met 'n persoon soos ek gaan nou nie name noem, met die commissaris van grondhervorming 'n gesprek gehad in die noordelike provinsies, wat letterlik weet van elke plaas wat onteien is, en die chaos wat het veroorsaak, en die mislukkings van wat. En jy kan presies sê, in die enkele gevalle waar daar suksesvolle hervorming was, wat 'n faktore dit laat werk, en dat ek maar sê, in daardie gevalle die regering wat van moet doen.
En ons het gesprekke gehad met 'n verskeidenheid van mense. Ek het verlede week met ons 'n gesprek gehad met 'n ou wat julle sal onthou het ons geskiedenis met die naam van Jay Knight. Hy het ons genader en my eendag gekontak en sê hy wil verskriklik graag met my praat. Hy het hom bevind om in 'n plek waar hy absolute versoeningsrol en 'n terugfiguurrol speel. Ek kan nie vir julle sê hoe verrassend dit is. Om met sy persoonlike warmte, by persepsies is totaal geskep. Sy warmte en sy omgee en sy deernis op pad te begin loop. Ons het met 'n reeks ander persone in die hart van die gesprek oor grondhervorming. Die ander etiese ding wat ons baie sterk voor moet verstoot is om te sê, jy kan nie oor grondhervorming praat asof die hele debat gaan oor landbougrond en kommersiële landbougrond. Dit gaan oor stedelike grond, dit gaan oor ruimte, en weet jy hoeveel woonbuurte is daar in Suid-Afrika, waarin mense letterlik vasgedruk is, en die bevolkingsdigtheid so hoog is, dat het sosio-ekonomies mense so in die moeilikheid laat belaat. Die regering het met sy beleid letterlik kondisies geskep waarom mense nie menswaardig kan leef. Dit moet reggestel. En die ruimte vir mense moet vergroot word. So, daar's baie aspekte hier aan. Ons is besig om ons voorlegging te finaliseer en ons sal 'n inset maak in die debat en ek glo ons kan 'n sinvolle bydrae maak en die interessante daarvan is. Ons het geweldige sêkrag omdat van die 34.000 boere in Suid-Afrika die oorgrootende lidmate van ons kerk is. 1, 2, omdat ons 'n kerk is wat 'n reputasie bou en ons werk baie hard aan om ewewigtig met die waarheid om te gaan. En nie net na eie belang te kyk, sodat mense ons geloofwaardig wanneer ons praat. En derde is dat ons 'n verskriklike groot belang in die maatskaplike welsyn van ons land. Dinge soos voedselsekuriteit en higiëne is vir ons uit die aard van die saak allemaal van geweldige belang. My tyd is om. Kan ek 2-3 minute nog van julle vra? Sjaal, ek weet, dit is nie gemakkelijk altyd. Ek kan ek nog so 3-4 minute afgaan net om vir 'n paar aspekte van ons uit te lig. Ek wil met julle praat oor binne die sinode van Weskaapland het daar die afgelope 3-4 jaar ongelooflik gebeur. Ek leef die tydjie in my bed, dan moet ek myself knip om te dink dat die mens nog deel is van die beweging soos hier. Ons het begin kyk na ons kerkwaarde. Ons kerkwaarde is geskryf, en ek het verlede jaar al verwys, Smits was baie betrokke by van die kerkregtelike goed. Om te kyk na 'n kerkwaarde wat 'n missionale kerk se bewegings ondersteun. Kerkwaarde wat ons tans het is geskryf in 'n Christendom tyd wat werk in die kerk is aan mag gestaan. Jy sien dit in al die soort die gestruktureerdheid van die kerk. En ek het te veel gesê, dit is moeiliker om in te kom in die kerk en dink ek as in enige ander instansie om in die land van lid te word. En dit is inderdaad so. Ons het 'n groot bydrae gemaak op 'n vergadering in Pretoria gehou, al die sinodes ingenooi. Kan jy glo die Weskaap het 'n vergadering in Pretoria en almal kom op eie kos. Dis nie lekker nie. Ongelooflik lekker. En hier het ons hierdie geweldige positiewe reaksie en ons begin werk aan 'n nasionale kerk waar vir die hele algemene sinode. En ons hoop dat ons op 'n sinvolle manier kan bydra dat ons kerkwaardig vir onsself opstel sodat daar groter beweeglikheid is in die kerk. Ons het teologiese opleidinge radikaal getransformeer. Met 5 bane van teologiese opleiding, tradisioneel die opleiding soos ons gehad het, residensieel by die universiteit. Tweede loopbaan is mense wat reeds in 'n loopbaan staan, maar wat daai selfinhoudelike opleiding ontvang. Deur kontakkursusse en afstandonderrig en op so 'n wyse. En kan ek sê op Stellenbosch op die oomblik is daar meer tweede loopbaan studente as eerste loopbaan studente reeds ingeskryf. Net omdat ons daai opsie opgemaak. Die derde vlak van onderwys, van opleiding, 'n teologiese opleiding, is wat ons noem, hierdie woord, diensleraars. Diensleraars is maatskaplike werkers, jeugdwerkers, evangeliste, pastorale werkers ensovoorts, waarvoor ons kursusse sistematiseer nou, sodat mense wat in daai rolle binne ons kerklike lewe speel, gelegitimeer kan word
en amptelike status kry in ons kerk in daai rol. Dan op 'n vierde vlak wat ons standplaasleerders is. Standplaasleerders is iemand soos wat die dowes bedien, wat die Grieks en Hebreëus nodig het, maar hy moet geleggetjie mee word, hy moet 'n nagmaal bedien en hy moet kan die sakramente bedien of sy sodat daai bedieninge kan voortgaan. Sangmense ensovoorts. Standplaasleerders. En dan die opleiding van ouderlinge. Standaardiseer kursusse. En dit gaan in die hande van ringe en ringe gemeentes kom, bring die ouderlinge wat hulle wil preekbevoegdheid voorgee en die kursus word gedoen in die gemeente, deur die gemeenteleraar en die ring bevestig is afgehandel met die ou wat gelegitimeer met die oog op prediking as ouderling. Ons gaan nou in 'n plek in waar ons 'n baie groot skuif gaan maak rondom lidmaattoerusting in die Weskaap. En ek wil enkele woorde sê oor Andrew Murray Spiritualiteitssentrum. Vriende, ons het vir baie jare gewerk met 'n operasionele sentrum in die gereformeerde teologie, wat alles te doen gehad het met kennis. Dus die gereformeerde tradisie is 'n intellektuele tradisie, is 'n rasionele tradisie. Hy kom in die 16de eeu uit, met die opkoms van die rasionalisme. Julle ken julle geskiedenis beter as ek, hoop ek. Wat ons vandag verstaan is dat hierdie tradisie 'n kwynende tradisie, omdat die tradisie nie mense help om te konnekteer met God, om 'n persoonlike belewenis en ervaring te hê van God. Ons almal is ad hoc besig om dit te probeer bedien aan mense, die moontlikhede, die maniere waarop jy dit kan doen. As dieper nadenke daaroor nodig, wat versoen is met ons verstaan van die evangelie as gereformeerdes. En wat ons doen met die Andrew Murray Spiritualiteitssentrum is om ons operasionele platform te vergroot. Van net 'n plek waar jy met intellektualiteit mense se kennis en vermoë om te kan eksegetiseer en die Bybel uit te lê, verbreek, sodat daar ook goeie kennis en onderrig en gesprek en navorsing en nadenke en belewennisse gekoester word op 'n plek, sodat ons operasionele platform kan verbreek. So die Andrew Murray Spiritualiteitssentrum is nie 'n applikasie as jy dit in rekenaartaal wil gebruik. Dit is nie 'n app nie. Dit is nie nog 'n toepassing. Dit is deel van ons operasionele verstaan van hoe kerk moet lyk, die missionale kerk. En ons is besig in die sentrum word gebou vir kerkgangers, vir lidmate, vir gemeentes. Ons gaan Januarie volgende jaar die plek opmaak in Wellington. Die potensiaal van die plek is opgeroep. Die enigste punt in die gereformeerde tradisie in die wêreld, sê mense in Kanada vir my, sonder dat hulle weet ek is 'n Suid-Afrikaner, sê vir ons, enigste plek in die tradisie waar jy regtig diep nadenke gekry het, waar jy die twee lyne, die evangelikaliese lyn en die gereformeerde lyn in mekaar laat loop, is op 'n plek in die naam van Wellington, waar in Suid-Afrika. Tell me about it. Now, there was a spiritual leader with the name of Andrew Murray, and he brought it together. 6 keer voor de raad van die Kaapse Kerk. Waarschijnlijk die over die grootste invloed gehad op elkeen van die in deze theologie. Nou, Paul natuurlijk, na die koning. So kom. So, dit is 'n wonderlike geleentheid wat ons het, die Mormonen is baie ernstig daaroor. Ons is besig om baie goed te werk, ons wil graag en ons wil Bella toemaak. André, jy is reg, ons moet dit afhaal, ons moet dit toemaak in die gesprek. Ons kan nie daarmee aangaan nie, en vir my as voorsitter van ons strukture, ons kan nie die gesprek van Bella en ander laat rond heen kyk. Jy het allemaal gesnap, die vak wat handel met belydenisse is simboliek. Julle onthou dit? Vriende, in 'n ereskaande samelewing moet ons nie vra wat 'n letter is reg en wat 'n letter is verkeerd. Ons moet vra wat doen hierdie dokument om mense se eer te herstel. As jy daai vraag vra, is die antwoord afgelewer. In 'n samelewing wat diep in sy eer gekrenk is, het hierdie dokument massiewe simboliese waarde.
As jy sê ons ignoreer hom, of net maak of hy nie bestaan nie, of sê hy veroorsaak vir ons ontwrigting. Dis waar, dit veroorsaak ontwrigting. Ek kan vir julle meer stories vertel dat ek van die ontwrigting wat dit veroorsaak. As wat jy dalk self ken. Maar die punt is, nie hoeveel ontwrigting ons ervaar, die vraag is, wat getuig ons in die wêreld waarin hierdie land waar ons leef? As ons sê, ons gaan nie dit hanteer. Wat mense hoor is, julle gee nie vir ons om nie, julle wil nie ons eer herstel nie. En ons kan sê reg of verkeerd, die reg of verkeerd debat is nie aan nie. Dis net vir ons aan. Die simboliese waarde daarvan gaan oor die herstel van mense se lewe. Die moralement van waarskynlik moontlike besluit, ons is nog nie daar nie, ons is nog kyk nog na die regstegniese aspek. Moontlike versoekere gaan kerk nou om 'n besluit oor te neem. Ons kan dit goed vinnig afhandel, 'n besluit oor te neem, dit af te kondig vir jou gemeente vir approbasie en of wat 'n besluit die kerkraad geneem met 14 dae approbasie en julle weet ook werk approbasie dan moet 'n wettige beswaar wees. Ek sal graag wil sien hoe lekker wettige beswaar, maar dat mens daarvoor wag. En kyk as daar 'n wettige beswaar is en dan kan die kerkraad dit verder hanteer. As daar ondersteuning nodig is. Ons het 'n konvent in September by die VGK, ons werk baie hard aan eenheid, die tussenorde is in werking, die eerste gemeentes wat geraak het, in terme van die tussenorde, week gelede, Pinkster Sondag, hoe op watter tyd en plek anders as op Pinkster Sondag, dat die gemeentes van Bredasdorp verenig. Na 104 jaar se besluit. VG gemeente, Plattelandse Middeldorp gemeente, het saam die Pinksterfees gevier en amptelik in terme van die kerk. Die geleentheid is groot om inderdaad dit wat ons weet, wat in hierdie samelewing die hardste spreek, is die beliggaming van jou omgewing. Dit verder te doen, waar het moontlik is. Die konvent hou ons in September, ons gaan 4 persone uit elke ring kry. In Hartenbos gaan ons dit hou, by die hele Weskaap uit, by die hele streek uit ons gaan. In Hartenbos hou ons lekker naby aan julle. En ons gaan 'n konvent hê. Ek weet nie wat ons wil. Jy vra vir my dalk wat verwag ons van 'n konvent? Ons is 300 VGK en kerkmense. Ek het geen idee nie. Maar ek verwag dat die Heilige Gees iets laat doen. Weet jy wat? Ek wag op. So, dis dit. Ek sluit af. Die moralement is besig met baie goed. Dis lidmate vir julle sê, praat ons met die sinode oor Bellarans selfgeslagverhoudings, help hulle tog reg. Ons groot temas op die oomblik, ons praat oor evangelisasie. Die kerk se tong dik geraak in die kerk. Hy kan nie meer praat oor evangelisasie nie. Dan is jy diep in die moeilikheid. As jy begin mompel en binnensmonds praat, as jy begin praat oor evangelisasie. Vriende, wat het met ons gebeur? Roep ons mense op tot bekering. Wat het met ons gebeur? Dis die taak van die kerk om mense op te roep tot bekering. Maar ons moet vir onsself uitmaak van wat tot wat. Waarvan bekeer jy jou tot wat? En as jy dit vir 100 mense vra, kan jy 200 antwoord. Nee, 10.000 antwoord. Ons is nie helder nie, ons is nie duidelik daaroor, ons moet dit uitsorteer, ons moet weet waarvan ons praat. Ons moet helder en geartikuleer daaroor praat. Ons is kliphard in die werk om vir onsself en ons almal te kan help, om weer 'n kerk te wees wat vir mense kan sê, want ek roep jou op tot 'n nuwe lewe in Jesus Christus. So dis een. Die tweede met ons, die millennial ding is groot op ons taal. Of nie al se nodig om ons ten minste ek op 'n dag daaraan gaan werk. Om te praat met ons jong mense, wat nie net in ander kerke hulle huil vind nie, maar glad nie in kerke hulle huil vind. En ons het 'n leergemeenskap gestig van jong millennial dominees, en hulle het al die eerste verslae na die moralement gebring, vra vir hulle wat spits hulle wat in die moralement sit. En ons was almal ons kop was geskuif in daai verslag. Het dit nog gaan gebeur, die verskywing van ons denke om te verstaan hoe hierdie mense in 'n ander wêreld leef en ons daai wêreld nie ken en daai wêreld van oopbreek ook in ons bedieningstyd. So die millennials is groot op ons tafel en dis vir my een van die grootste en belangrikste temas in ons agter.
Ek is klaar. Dit is nie meer 'n institusionele ding. Dit is nie meer 'n vraag waarvoor jou kerkraad jou toestemming gee of jy as kerkraadslid toestemming het. Dis 'n roepingsding. Dis 'n ding tussen jou en God. Dis 'n ding van beweging persoon. Ek het begin verstaan, ek kan nie van dominees verwag om 'n missionale bediening te doen as ek dit self nie my eie lewe praktiseer. Ek het vir julle 2 of 3 verhale vertel uit my eie lewe uit en dan probeer ek dit sê vir myself as wat ek as 'n belangrike wonderlik is. Maar hoe aardig is lekker. Dis heerlik om te sien. Laat God jou inneem in die stapstreep van sy beweging. En jy sien wat die Gees doen. Ek kon niks anders wees as 'n dominee in die kerk in die jaar 2008.